Welkom by Leef Onbeperk. Programme daar is om jou te help om effektief te leef, suksesvol te leef en die beste uit die lewe uit te kry vir jouself en 'n oorwinning. Ons het 'n bietjie van 'n hiccup gehad met ons vorige opname en so ek gaan hom lewendig doen vandag en vir recording, vir die wat dan later weer wil inskakel en daarna kyk. Ek het in die maand van Maart het ek gepraat oor, hoe om te oorwin. Waarom is daar nagmerries in ons drome wat ons het vir die Here? Waarom is daar soveel teestanding en ons deurbrake en ensovoorts. En ek het heel wat daaroor uitgepraat. Jy kan teruggaan net in histories en geskiedenis gaan kyk, in die recordings en vir jouself kan jy 'n bietjie kyk na daai opnames. Maar ek wil vir die maand van Maart wil ek afsluit met hierdie boodskap. Van volgende week begin met 'n heel nuwe reeks. Maar ek glo hierdie gaan jou help. Oor God, die bron van hoop. En wanneer dinge nie sin maak nie. Ons leef in 'n tyd waar ek glo gelowiges baie geloof het. Mense het geloof. Mense glo die beste gaan nog gebeur, die beste sal uitdraai vir hulle maar ek dink daar's 'n aspek van hoop wat verlore gegaan het, veral in Suid-Afrika. Waar ons nie hoop het nie, ons het nie hoop in die mensdom nie, ons het nie hoop in die samelewing nie, ons het nie hoop in die regering nie, ons het nie hoop in ons toekoms nie, en ons destinasie, en wat dit ook al mag behels. Ons het nie meer hoop nie, ons sukkel om dit te begryp in ons lewens, en ek wil vandag hierdie met jou deel, om hoop na jou te bring, want dis waar ons praat, dis hoop. In Romeine 15 vers 3, sê die skrif vir ons 'n baie mooi ding, en hy sê, en mag die God van die hoop, en dis my boodskap na jou toe, dit is wat ek oor jou wil verklaar vandag hierso, mag die God van hoop julle vervul, met alle blydskap en vrede deur die geloof. So ons geloof is in God, wat die God van hoop is. En jy moet hierdie boodskap weer luister, hierdie moet jy inneem vir jouself, hierdie is so van kardinale belang, om te verstaan en te glo, dat ek vir jou sê, dat dit nie net soos Bobbiaan is, wat weer net deur die Mielieland getrek het, en die ander kant van die Mielieland het uitgekom, net met 2 milies onder elke arm, en miskien sy mond. Nee, ons moet staan op hierdie woord, ons moet mediteer, jy moet weet, jy moet elke keer teruggaan na hierdie woord toe, en weet, wat is dit wat die Here vir jou hierso gesê het vandag. So, mag die God van die hoop jou vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Wow, dis 'n volskrif hierdie. Nou in Matteus 2 is nie noodwendig heeltemal in verband met waaroor ek met jou hierso wil deel vandag nie, maar ek wil graag hierdie skrifgedeelte met jou deel oor wanneer dinge nie sin maak vir ons nie. En ek wil hierdie skrifgedeelte met jou deel oor, weet dat God is in beheer. Maar kom ons lees die skrif in konteks, dan kan jy sien waarvan ek praat. Hy sê in Matteus 2 vanaf vers 13, toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, nou, hierdie gaan oor Josef en Maria met die babatjie Jesus, en Herodes is uit om almal dood te maak, die babatjies. En die engel sê vir Josef, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte. Nou hier is 'n ding wat vir my al klaar my vraag verwek het. Hoekom die seun van God self, waarom moet hy vlug? Waarom moet hy na 'n ander land toe gaan? Waarom sê hy vir Josef, vat die kindjie en vlug? En dan sê hy, bly daar totdat ek vir jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Hy's God, haal Herodes uit. Hoekom hierdie hele rigmarole? Dit maak nie sin nie. So hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek, en hy was daar tot die dood van Herodes, sê die woord vir ons. So die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, wat gesê het, uit Egipte het ek my seun weer teruggeroep. En toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur, die skrif sê hierso, en hy sê vers 16, en hy het baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar daaronder laat ombring. Here, waarom sal jy soveel klein kindertjies laat ombring?
hoekom haal jy net vir Herodes uit nie? Dit maak nie sin nie. In vers 19, en na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder, gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem in die land van Israel gekom. So ek deel hierdie skrif met jou, omdat ons moet verstaan is dat, hier praat die Bybel van 'n situasie, en ek dink jy gaan met my saamstem, is dat dit maak nie sin nie. Waarom sal God, so reageer as Guy kan gebruik? Hoeveel keer was jy nie al in versoeking om te dink dat God het net groot planne vir sommige mense? Miskien dink jy gee meer om vir die ander mense, as wat hy vir jou omgee. Miskien, en nou begin ons in 'n performance mode ingaan, wat moet ek nog doen, wat moet ek aflê, wat moet ek doen? So, en van tyd tot tyd druk die lewe elkeen van ons teen die muur. Mense word afgedank, huwelike gaan op die rotse, kinders se uitdagings in huishoudings, gesondheid, finansies droog op, ensovoorts, wat het ook al behels. So as jy dink God het net tyd vir belangrike mense, en jy nie een van hulle is nie, kan ek vir jou sê, hoe jy sal voel. Jy voel, jy word nie raak gesien nie. Jy voel hopeloos en verwerp. Waarom kom die Here nie deur vir jou nie? Hoe lank nog? Maar ek wil hier vandag iemand spesiaal aan jou voorstel, en elkeen van ons, want toe ek hierdie gelees het jare terug, het dit my so geseën, en besef dat God is in beheer. Alles werk in goeie mee vir die wat na God se voorneme geroep is. Hier is iemand wat die meeste oorgesien word in al die skrifte van die Bybel. Hierdie vrou het 'n hopelose situasie in die gesig gestaar. Haar naam was Hagar, die Egiptiese slawe meisie wat Sara gedien het. Sara, die vrou van Abraham. Hagar het 'n ontmoeting met die lewende, aktiewe woord van God gehad, wat haar lewe op 'n heel nuwe koers geplaas het. Nie alleenlik dit nie, maar as gevolg van haar reaksie het God haar aan die hoof van 'n plan gesit om 'n magtige nasie genaamd die Arabiere te skep deur haar seun Ismael. En dis ook waar ons die woord vandaan kry, is dat moenie Ismael of die voorbeeld vandaan kry, moenie Ismael verwek nie. Moenie iets verwek in plaas van wat God gaan met Isak nie. Maar tog is God nog steeds 'n God van goedheid, goedertierenheid en genade. En hy sê hierso vir Hagar dat hy het 'n plan met haar en die seun. So Hagar se storie wat so baie keer in die skadu gelaat word deur Abraham en Sara se verhaal, bevat belangrike beginsels en openbarings hier vir my en jou. En ek wil dit met jou deel hier vandag. Hagar se situasie hierso op hierdie plek van waar ons lees nou is redelik rof. Reg van die begin waar ons van haar te hore kom, hierso in Genesis 16, vind ons haar in die geselskap van Abraham, die aartsvader en die vader van ons geloof, en sy vrou Sara. Maar die feit van die saak is, deur in hulle geselskap te wees, hulle teenwoordigheid te wees, was 'n groot deel van Hagar se probleem gewees. Nie lank na Abraham, uit Ur is en die beloofde land in betree het, wat die Here geroep het nie, was daar hongersnood. En God kon maklik 'n wonderwerk verrig het. Dit maak nie sin hoekom hy dit nie gedoen het nie. Maar God kon maklik 'n wonderwerk verrig en vir Abraham se familie bonatuurlik voorsien het. Dis wat ons bid. Die Here voorsien bonatuurlik. En wanneer ons die dinge sien, is dit maak nie sin nie. Net soos wat hy manna uit die hemel laat reën het vir die Israeliete, maar God het dit nie so gedoen vir Abraham nie. Want God het 'n plan met Abraham gehad. God wou gehad het Abraham moet by die beloofde land uitkom. Maar Abraham was nog nie heeltemal teenoor God ingestel nie. Hy het vinnig op sy eie instink gereageer en afgetrek na Egipte. 'n Reis van duisende kilometers. En deur dit te doen, het hy buite God se wil vir sy eie lewe beweeg. Ons moet hoor wat die Here vir jou sê. Ek kry so baie mense wat my sê, of oor die jare vir my gesê het, Steven, ek het 'n beter werk gekry in Timbuktu, as voorbeeld. Het die Here vir jou gesê, jy moet gaan? Is die Here vir jou gesê, dit dra sy seun weg? Nee, daar's beter geld daar, is beter omstandighede, ensovoorts. Wat sê die Here vir ons in hierdie dag? Die Here het my gesê, ek moet refugee status, ek voel ek my gesin moet refugee status aanneem en ons moet na Amerika gaan. Is dit wat die Here vir jou sê? So, Abraham het buite die wil van die Here gegaan, deur wat hy gedink het, op sy eie instink, dis die beter ding vir hom en sy familie. En saam met al die probleme
wat Abraham nou hier op homself gebring het, was daar ook nog huishoudelike oneenigheid nou gewees. Tussen hom self en Lot en Lot se familie en sy diensknegte. En wie het al die skuld gevat van die vibes, wat so hoog was hierso? Hier was spanning, hier was baie druk. Hagar. En Sarah het vir Hagar gekry as haar persoonlike slaaf, en al was Abraham sy hele huishouding onder die beskerming van God self, sy hele huishouding, almal, was dit geen piknik om Sarah te dien nie. Want Hagar het dit baie moeilik gehad. Onmiddellik was Hagar in 'n situasie ingegooi, wat ons 'n nie-wen situasie hierso kan noem. Een van vertroebelde verhoudings. Abraham met sy hele huishouding het aan die beloofde land teruggekeer. Nou van Egipte af, hulle kom nou terug. En aan die einde van Genesis 15 lees ons hier van die verbond wat God met Abraham smee. En ons lees dit in Genesis 15 vers 12, sê hy, ek sal jou 'n groot nasie maak, en in jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. Blessed to be a blessing. Nou hier in hoofstuk 15, lees ons dat God beloof aan Abraham sy nageslag om hom te seën in hierdie land waarop hy nou staan. Toe Sarah hierdie hoor, het sy gelag. Dit maak nie sin nie, het sy gesê. Hoe kan dit werk? So sy dit gesien het God een ding misgekyk. Sy was onvrugbaar. Nie eens te praat van die feit dat sy al reeds in haar 70's was nie. Dit maak nie sin nie. Jy sien, ek is hier om te praat oor God, die bron van hoop in 'n lewe, in 'n wêreld wat nie sin maak nie. Baie dinge maak nie vir ons sin nie, maar ons moet hoop in God hê. En hier was Sarah en sy sê, hierdie dinge maak nie vir my sin nie. Sy het gelag. Waar moes al hierdie afstammelinge vandaan kom, het sy by haarself gedink. Sarah het iets gedoen waaraan ons almal ook baie skuldig aan is. Sy het besluit om God so 'n bietjie aan te help. Ons ken daai ding. Sy offer Hagar aan as Abraham. Aan Abraham om uit Hagar uit 'n seun of 'n nageslag te verwek. In Genesis 16 vers 2 sê hy, en Sarai, dis nog voor sy Sarah was, Sarai het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Dis ‘n aanname. Gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word, en Abraham het na Sarai geluister. Nou stel jouself voor oor hoe Hagar gevoel het oor die hele situasie. Hier is sy verwagtend by Sarah se man. Sy dra 'n kind wat Sarah vir haarself wil hê nou. En daar word nog steeds van haar verwag om Sarah te dien. Dinge het nou begin warm word. Nou toe Hagar rebelleer, het Sarah gegaan en by Abraham gekla, en Abraham het so geantwoord. Ek vat net 'n bietjie hierso, dit om saam te vat, om by die storie, om by die boodskap uit te kom. En Sarah sê vir Abraham, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe Sarah haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. So Hagar vlug. Nou Genesis 16 vers 7 tot 11 sê hy, en die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind. So sy vlug, sy het nie gevra vir hierdie kind nie, sy het nie gevra vir hierdie omstandighede nie, sy het nie gevra vir die situasie waar haar self in bevind nie, en sy vlug en sy bevind haar hierso in die woestyn, die engel van die Here vind haar daar, en by die fontein op pad na Sur, en hy vra haar, Hagar, so hy ken haar, die engel van die Here, en hy sê, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? So hy sê, slavin van Sarai, hy weet waar sy vandaan kom, maar tog vra hy vir haar, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af. Vers 9 sê nou hierso, en toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug. Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Sê die boodskap vertaling sê, gaan terug na daardie plek toe waar jy nie wil wees nie. Wow. Hier is 'n boodskap vir iemand. Gaan terug na die plek toe waar jy nie wil wees nie. Waar het die Here al reeds vir jou 'n woord gegee? Miskien is dit 5 jaar terug, miskien is dit 6 jaar terug, miskien is dit 3 jaar terug of 2 maande terug. Gaan terug na die plek, daar waar die Here jou 'n woord gegee het. Gaan terug. En hy sê nou hierso in vers 10, verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. Hier kom 'n belofte, sodat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie. In vers 11 sê nou ook, sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en jy sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Wow. Nou interessant om te weet dat Sur, waar Hagar heen op pad was, beteken muur.
Hagar het haarself by 'n muur bevind, teen 'n muur. Geen hoop nie, weet nie meer waar om te gaan nie. Dinge maak nie vas sin nie. Hagar was definitief hier teen 'n muur. Hoeveel keer het jy al soos Hagar gevoel, binne 'n wildernis, met jou rug teen die muur, met 'n situasie wat nie eens jou skuld is nie, en het jy geweet, wanneer dinge op hulle rofste is, jy het dit al miskien van tevore gehoor, maar glo my, dis die waarheid, is dit presies die oomblik wat God met jou wil praat. Miskien is dit ons wat op daai oomblik net so desperaat is om te hoor. So dikwels wil dit vir ons voorkom asof God ons teen 'n muur wil vasdruk om tot ons deur te dring. Dis wat vir ons voel. En eintlik is dit meer akkuraat dan om te sê dat ons dikwels nie genoeg aandag gee totdat die omstandighede ons teen 'n muur druk dat ons nou ewe skielik net ene ore is nie. Dis die waarheid. Dis wat dit eerder is. So maar daar is iets in Hagar se storie hier, so iets in haar antwoord toe die engel van die Here na Hagar kom met 'n woord van die Here. Het hy haar verwagtend en selfbejammerend gevind. Sy swanger en sy selfbejammerend. Daar het sy gesit by 'n klein fonteintjie in die hitte van die dag. Sy was fisies uitgedien, sy was mislik, sy was gebroken, sy was neerslagtig, nie meer lus vir die lewe nie. Dinge het nie vir haar sin gemaak nie. En Hagar, slavin van Sarai, die engel haar begroet. Waar kom jy vandaan? Waar gaan jy heen? Wow. Natuurlik het die engel geweet, soos hy gesê het, waar sy vandaan kom en ook waantoe sy op pad is. Maar hy was meer geïnteresseerd in die tweede deel van die vraag, waar sy gesê het, ek vlug van my meesteres Sarai af. Tog kon sy hom nie antwoord waarheen sy op pad is nie, want sy self het dit nie geweet nie. Omdat sy geen idee gehad het waarheen sy op pad is nie. Op daardie oomblik het Hagar gevoel, kon sy eerder bietjie doen met simpatie, kon sy eerder bietjie doen met, jy weet, ek sien jou omstandighede en weet, God gaan met Abraham en Sarai, weet, afreken en, of nie, dis die tipe ding wat sy wil hoor, maar dis nie wat sy wil hoor nie. En ons kan amper verwag dat die engel van die Here moes sê, sies tog, Sarai, ons het van die hemel af neergekyk, en God het jou situasie gesien, en het jy dit nie rof nie. Suster, ek wil vir jou sê, inderdaad, jy het nie eens gevra vir hierdie, wat met jou gebeur het. Dis hoe ons bid. Ons bid dat ons wil hê die Here moet hoor hoe ons bid. Dis eintlik wat ons in ons hart wil hê die Here moet hoor. Steven, ek sien jou situasie, ek sien jou trane, en ek kry jou so jammer, ek voel so jammer vir jou, dat ons kyk af na jou toe, en ons sien hierdie situasie met jou, die mense het jou onregverdig behandel, en ons sien dat hierdie is nie jou skuld nie, jy het nie daarvoor gevra nie. Maar, gaan voort, jou prachtige mens, want ek het 'n plan met jou lewe. Nee, dis nie wat die engel van die Here vir haar sê nie. Hy het nie vir haar gesê, hardloop so ver van hierdie gemors af, jy is op die regte koers, vlug uit in die land uit, vlug van hierdie situasie af, hardloop weg, maar dit was nie die geval gewees nie. Die engel bring die woord van die Here aan haar, en hy sê, gaan terug na daardie plek, waar jy nie wil wees nie, gaan terug na die plek toe, waar jy nie wil wees nie. Hoe sou ons gereageer het op so 'n woord van die Here? Want dis wat die Here vir baie vanaand of vandag hier sal sê. Gaan terug na die plek waar jy nie wil wees nie. Maar voor sy haar mond kon oopmaak om daarop te reageer, doen die engel iets baie mooi. Hy gee haar 'n blik van God se hoërplan met haar, as sy hom sal gehoorsaam. Hy gee haar 'n visie, hy gee haar a mental picture of a future state, is wat ek het graag in Engels wil noem. In Genesis 16, vers 10 tot 11, sê hy vir haar, verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, hier kom 'n belofte, sodat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en jy sal 'n seun baar en jy moet hom Ishmael noem. Ishmael beteken, God het gehoor. Dit is wat Ishmael beteken. God het gehoor, want die Here het jou in jou ellende verhoor. God het jou in jou ellende verhoor. God sê vir iemand vandag hierso, God het jou in jou ellende verhoor, maar daar kom 'n woord van wysheid, daar kom 'n opdrag. Let op hoe Hagar reageer. Onthou, sy het geen belofte dat Sara nie sal voortgaan met haar mishandeling nie. Sy het geen waarborg dat haar omstandighede in Abraham se huis nou vir haar net onkie-dorie gaan wees nie. Maar in Genesis 16 vers 13 sê dit, so die Here met Hagar gepraat en gesê, U is 'n God wat mense raak sien. Hagar sê dit nou vir die Here, U is 'n God wat mense raak sien en vir hulle sorg. Kyk hoe reageer sy op hierdie woorde. U is 'n God
wat mense raak sien en vir hulle sorg. Vandag het ek God gesien en ek leef nog. Wow. Met ander woorde, sy het gesê, dis nie net dat God net een of ander afvallige storie in die hemel gehoor het oor my slegte omstandighede nie. Sy oog is op my. Sy oog is op my. Hy sien my en self en al die dinge het hy 'n plan vir my. Kom ek vra jou, wanneer God se woord na jou kom, hoe reageer jy? En ongelukkig is daar baie tye wat ons ook net wil vlug soos Hagar. Baie mense wat vat 'n slegte situasie en maak dit net erger in hulle lewe. Hulle mors hulle lewe deur selfbejammering, deur depressie, deur woede, deur apatie teenoor God, apatie, is gekenmerk deur 'n gebrek aan belangstelling, entoesiasme of omgee vir dinge. Daar is nie entoesiasme in hulle verhouding met die Here nie. Hulle is in 'n stand van depressie, van selfbejammering, 'n gebrek aan motivering, van visie om te leef, om net omdat hulle teen 'n muur. Dinge maak nie sin vir hulle nie. En dis 'n afwesigheid van emosie in hulle lewe. En dis waar miskien jy vandag is, waar jy net deur emosies gaan, net deur hierdie emotions in jou lewe, maar God sê, ons moet opstaan, ons moet hoop, jy gaan terug na die plek waar jy vandaan kom, waar jy nie wil wees nie. In ons harte doen ons niks anders as om God te blameer dan vir ons situasie nie. Maar moenie dit doen nie. Want net soos Hagar is jy miskien in 'n posisie waarvan jy niks hou nie. Wat dit ook al mag behels. Jy wil net soos Hagar vlug, uit die situasie uitklim en wegkom. Maar dan, terwyl jy besig is om te bid, of uit die woord van God te lees, of met 'n vriend of 'n vriendin te praat, kom die woord van God deur Steven Smith, of wie ook al, hard en duidelik na jou toe. Die woord kom na jou toe. Wat doen jy teen die muur? Wat doen jy wanneer jy teen 'n muur te staan kom en God se woord kom hard en duidelik na jou toe? Skoon tog. Jy moet kies. Dis altyd die sleutel. Jy moet kies. God het ons nie marionetpoppe gemaak nie. Hagar wat daaraan gewoond was om altyd weg te hardloop en uiteindelik teen hierdie muur te staan te kom, kies toe om God te gehoorsaam. En sy sê ek sal teruggaan. Sy doen die regte ding. Sy ervaar dit wat God se waarheid is en sy ervaar dit as die waarheid en sy is in haar hart vasbeslote om nie weer weg te hardloop nie en eerder God te vertrou en te glo dat sy wil vir haar was net goedheid en guns. Sy glo dit met hele hart. En ek is oortuig dat hierdie besluit van haar die mees moeilikste besluit van haar hele lewe tot op daardie stadium was, om terug te gaan. Sy swanger, eintlik het Abraham haar ook laat gaan, Sara weet al die omstandighede nou. En tot en met hierdie oomblik was al haar aksies ongetwyfeld beheer deur 'n aantal meesters vir wie sy gewerk het. En tot op hierdie oomblik vry om haar eie weg nou te kies, om na voor te gaan, weet jy waar toe nie? Kies sy om God se woord vir haar te volg. Sy steun op God se woord en maak op God se woord staat. En dis wat ek hier vandag vir jou wil sê. Steun op God se woord, maak op God se woord staat, maak die woord van God die finale autoriteit in jou lewe. En as gevolg van dit was sy in staat om terug te draai na 'n vrou of na omstandighede. Om te draai en haar te gaan dien. Terug te gaan na 'n vrou wat haar nie kon verdra nie. Omstandighede wat haar nie wou verdra het nie. Hoe het sy dit gedoen? Ek glo toe Hagar haar hart teenoor die boodskap van die engel oopgemaak het, was daar vir haar 'n ander gawe gegee. Ek glo dit. Een van insig en een van wysheid. En dis wat ons moet bid. Want saam met hierdie gehoorsaamheid, as die Here vir ons sê, gaan terug na die plek toe, is daar 'n plek van insig en 'n plek van wysheid. Deur terug te gaan na Sara toe, het sy haar lewe, probleme en alles in die hande van die Here gesit. In die hande van die Here geplaas en daardie posisie het vir haar beskerming, het vir haar guns en het vir haar vrede gegee. Sy het geweet dat God se woord oor haar en haar kind nooit sal val nie. Sy was oortuig, dit was die hoop. Sy was oortuig op daardie woord gewees. Vandag wil ek vir jou sê, staan op die woord van God en wees oortuig wat God vir jou gesê het as die finale autoriteit en jy hoop in dit en weet vandag, God sal jou nie val nie. Moenie dat daar twyfel in jou hart wees nie. Moenie dat daar ongeloof in jou hart wees nie. Ja, die lewe het na haar 'n stikkende, sikkelende, vrot hand uitgereik. Sy was nie 'n Joodse meisie nie, sy was nie 'n kind van die belofte nie, en die kind wat sy nou dra was iemand anders 'n slegte idee gewees, nie eens haar eie. Maar nou ken sy God se nimmer eindigende liefde. Sy het 'n encounter gehad.
Inteendeel, die lewe was nie makliker vir Hagar toe sy teruggegaan het na Abraham se huis toe nie. Hulle het nie die rooi tapuit vir haar uitgegooi nie. En as gevolg van jaloesie sou Sarah vir Hagar en haar kind Ismael weer terug in die woestyn injaag, waar die klein seun amper doodgaan van die dors. Hier is 'n jong seun nou, hulle reken dat hy was daar nou al 12 jaar oud gewees. Selfs dan het Hagar nooit getwyfel op wie sy kon staat maak nie. Ismael sou 'n groot nasie word. Sy het dit geglo in haar hart, want die Here het dit vir haar, toe sy met die rug teen die muur in die wildernis was, het hy dit daar vir haar gesê. Sy het aan daardie belofte vasgehou. Sy het nie gesê, miskien, was dit 'n mirage gewees nie. Miskien was dit net 'n woord, miskien het ek my verbeel. Dit was 'n oomblik van desperaatheid gewees. Ek kon nie dit mooi beleef. Nee, sy het niks. Sy het geweet wat sy gehoor het by die Here. Vandag moet jy weet wat die Here vir jou gesê het, ja en amen. Staan op hy woord en hy hoor. En hoor die woord en glo dit en hoe jy hoop in dit, al maak dinge nie vir jou sin nie. So wat van jou hier vandag? Is jou werk, jou huwelik of is Sarah in jou lewe te ondraaglik hier vandag? Of voel jy dat jy God iewers gemis het? Want jou lewe is 'n wrak en nou bevind jy jouself in 'n nare tweerandse soort van lewe bestaan in jou lewe. So moenie van jou situasie probeer vlug nie, volgens wat die woord hier vir ons sê nie. Hardloop na God toe. Hy mag dalk nie vir jou 'n blik van sy toekomstige plan vir jou gee onmiddellik nie, soos wat hy aan Ismael se toekoms aan Hagar geopenbaar het nie. Maar God vra net dat ons die eerste stap sal neem, dat ons hom sal vertrou en weet dat hy God is wat hoop vir die hopelose gee, wanneer dinge nie vir ons sin maak nie. En soos die Here deur die profeet Jeremia gespreek het, wat ook so tussen hakies 'n paar aaklige situasies in die gesig gestaar het, Jeremia 9 vers 11, sê hy nou vir, as jy eintlik die lewe van, miskien sal ek op 'n ander stadium jou deel oor wat Jeremia in die gesig gestaar het, maar hy sê nou hierso, en dis 'n woord na ons toe, profetiese woord, dat ek weet watter gedagtes ek kan gaan jou koester, sê die Here. Gedagtes van vrede om jou hoopvolle toekoms te gee. God se woord verder vir jou en my deur Jeremia reflekteer wat ons alreeds geleer het uit Hagar se ondervinding. Want hy sê nou verder vir ons in vers 12 tot 14 van Jeremia 29, sê hy, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle tot julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en al die plekke waar ek julle verdryf het. Spreek die Here en ek sal julle terugbring. So die Here sê hy sal jou terugbring. God wil jou vry maak van enige iets wat jou bind. Waarom vat jy nie elke omstandighede vandag hierso wat jou afdruk op hierdie oomblik vas in geloof en hoop in die Here en gee dit oor in sy hand en sê, Here, U is die God wat my sal deurdra. Ek het hoop in U. Ten spyte van waar jy jouself mag bevind. Wanneer jy die eerste stap gaan neem en hom gaan vertrou in jou donkerste oomblik, lê jy 'n fondasiesteen hier vandag van geloof en van hoop waarop jy kan vas staan. Draai om, gee 'n goeie kykie na daardie muur hier vandag, waarteen jy nou staan. Jy sal wonder, hoe kan jy ooit hierdie hoë muur wat niks meer as pyn is nou nie, hoe kon jy dit so groot issue in jou lewe gemaak het, wanneer jy gaan sien wat God vir jou gaan doen. Die plek van voorsiening. Soms lei God jou na 'n plek om jou weg te steek. Ek het dit beleef. God steek jou weg in 'n spelonk, of waar dit by 'n krit, 'n rivier, 'n spruit, of waar dit ook al mag wees, of 'n Moses. So almal, God steek jou weg. Miskien ervaar jy nie wat jy jou drome was en wat jy beleef het nie. Maar God het 'n plan met jou lewe. Nie om jou bloot te stel nie, nie of jou iets om jou iets in jou te verander nie, of te bou nie, maar hy het jou daarheen gebring om jou weg te steek en asem te haal en te groei en jou volwasse te maak, sodat wanneer hy gereed is om jou te gebruik, jy ten volle dit kan aanpak en gereed gaan wees daarvoor. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Is jy in die plek van jou voorsiening? Hagar se voorsiening het nie in die huis van Abraham gekom nie. Hagar se voorsiening het in die wildernis gekom, mense. Ons het 'n prosperity gospel begin aanvaar en ek is 'n voorspoedprediker. Ek glo aan voorspoed. Ek glo aan die woord van voorspoed, glo van die Here, maar daar's 'n valse prosperity message wat nie die karakter van God openbaar nie. Net die emosie van mense. So en ek sal later miskien daaroor praat.
Omdat die plek van jou voorsiening mag dalk buite jou kamp wees, buite jou comfort zone wees, buite jou sirkel wees, weg van jou vriende, weg van jou familie, en beslis weg van die norm van die lewe, weg van wat jy gedink het jy gebou het, weg van die plek wat jy gedink het, hierdie is jou beloofde land, weg van die plek af wat jy gedink het, hier het ek 'n toekoms, weg van die plek af wat jy gedink het, jy weet, hierdie is wat ek gedroom het, dat ek gaan wees, of waar ek gaan wees, maar die Here het jou weggevat daar. Vertrou jy op God om jou die plek te wys? Is jy die plek van jou voorsiening? Die voorsiening onthou nie in die plek van waar die land van melk en honing, hooflik nou is nie. 'n plek van voorsiening waar die woord van die Here ontvang het. Wat hy vir jou sê, kom uit die plek waar jy met jou rug teen die muur is. Want hy is die God, die bron van hoop. En ek laat jou hiermee vandag, dat jy sal weet, dis God se plan vir jou. Baie wat jy uit hierdie boodskap uit kan leer, gaan luister weer daarna. Maar hy is die God van hoop. In 'n wêreld waar dit nie sin maak nie. Maar hy sal jou bring op die plek wat hy vir jou beloof het. Blessings vir jou. Sien jou volgende week in donderdag, en ek glo dat jou lewe gaan 'n lewe van impak hê. Ek glo met my hele hart soos jy na my luister. Blessings.